Goeienaand en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die knoppies of die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vandag se titel is alle Afrikaners vlugtelinge? En voor ons daarby kom, moenie vergeet van ons boek wat steeds beskikbaar is nie, die Afrikaanse vertaling van Joseph Conrad se Heart of Darkness of terwyl Hart van Duisternis, 'n uitstekende en klassieke werk wat elkeen in Afrikaans behoort te lees. Nou ja, oor die afgelope week of twee was daar 'n geweldige polemiek wat sowel plaaslik as internasionaal gewoed het rondom die 49 vlugtelinge wat Amerika toe gegaan het en trouens deur 'n Amerikaanse huurvlug gehaal is vanaf die Jan Smuts lughawe wat vandag 'n ander naam dra, maar wat ek nie graag oor my lippe laat kom nie. En hierdie mense is toe agterna daar by Washington Dulles lughawe in Virginia, wat natuurlik net langs Washington DC, die hoofstad van die VSA geleë is, aangekom het. Ek was al 'n hele paar keer deur daardie lughawe. Ek ken dit baie goed. En ja, en hulle is daar verwelkom deur die Amerikaanse Ministerie van Buitelandse Sake, of terwyl soos dit daar bekend staan, die State Department. Ons kan sommer gou net kyk na die kort video wat die State Department toe vrygestel het van die aankoms van hierdie Afrikaner vlugtelinge in die VSA. Hier kom dit nou. Welcome to the United States of America. A lot of you, I think, are farmers, right? When you have quality seeds, you can put them in foreign soil and they will blossom, they will bloom. And we are excited to welcome you here to our country where we think you will bloom, and we will hopefully allow you to have fulfilling lives for your children, and then we will benefit alongside you. Ja, dit is eintlik half hartseer ook om te dink dat hierdie mense gaan nou Amerika toe en daar is klein kindertjies daar wat as Amerikaners gaan groot word. Hulle is tans nog Afrikaners, maar hulle gaan heel moontlik ingesluk word deur die groot Amerika met sy 320 miljoen mense of hoeveel daar ook al daar is. Maar aan die ander kant het hierdie hele polemiek, as ook natuurlik president Trump se aanvanklike aankondiging in Februarie dat hy vlugtelingstatus aanbied aan Afrikaners, die Afrikaner handelsmerk wêreldwyd eintlik herkenbaar gemaak. En die A-woord wat op 'n stadium taboe in ons eie land was, nie te lank na 94 nie, was daar 'n hele taboe wat daarop gerus het om jy na jouself as 'n Afrikaner te verwys, want ons was almal South Africans in die sin waarin Mandela en ander ANC leiers dit gebruik het. Maar dit het nou alles verander. En die Afrikaner as 'n etiket en as 'n etnisiteit en as 'n identiteit is weer met ons. Ek het ook nogal daaraan gedink dat daar vir my 'n verskil is tussen hierdie mense wat as vlugtelinge Amerika toe gaan en as Afrikaner vlugtelinge. Dit verskil geweldig van mense wat eenvoudig om ekonomiese redes of om loopbaanredes na Australië of Nieu-Seeland of Kanada, selfs die Verenigde Koninkryk of selfs dalk Nederland gegaan het, want hulle
baie van daardie mense was eintlik apolities en hulle wou hulle self nie aanbied as Afrikaners nie, wat Suid-Afrika om bepaalde redes of politieke redes verlaat nie. Hulle gaan maar so stil Australië toe. En dan baie van die groepe op Facebook en elders waar, jy weet, byvoorbeeld die Aussiekaners groep op Facebook, is daar geheel en al 'n verbod. Daar geld 'n verbod daarop om oor politiek uit te laat. As jy 'n Aussiekaner is, dan hou die politiek op in Suid-Afrika, dan jy gaan Australië toe om ander redes wat moeilik verklaarbaar is, maar moeilik te maak. Wel gewoonlik word daar daarom gepraat van veiligheid. Dis veiliger in Australië. Dit weet ons. Maar in hierdie geval, die Afrikaner vlugtelinge wat nou in Amerika hervestig raak, is dit 'n uit en uit politieke handeling wat plaasvind. Dit word polities aangebied, sowel deur die Amerikaanse regering as deur ons plaaslike media, en daar het 'n ongekende golf van afkeer en selfs haat teen hierdie arme mense losgebars in die Suid-Afrikaanse hoofstroom media en natuurlik in die VSA en in Brittanje, die BBC, wat het ons gesê, ek weet nie, British, wat ek al, daar was maar so 'n ander naam wat ons daarvoor gebruik het, iets van British Bums for Children of so iets. Die BBC het ook 'n prominente artikel gehad wat sê daar is geen rede waarom enige Afrikaner Suid-Afrika sou wou verlaat nie. Dit is heeltemal veilig, daar is geen diskriminasie teen ons nie, daar is geen taaldiskriminasie, wat ook al. Jy weet, Suid-Afrika is 'n utopie. En waarom sou enige iemand nou die land wou verlaat, en hierdie mense is geensins vlugtelinge nie. En van die ANC se kant af het dieselfde logika gegeld. Hulle het gesê, hierdie mense is nie vlugtelinge nie, hulle is heeltemal veilig in die land, hulle word beskerm deur die grondwet, deur die howe, wat die grondwet pragtig mooi toepas. Jy weet, ek en u is heeltemal gelyk met, jy weet, as ons nou byvoorbeeld, selfs na die hof toe gaan, daar die Engelse howe, as ons daar gaan opstaan, Afrikaans praat, dan gaan die regter daar ons gelyk behandel teenoor die ander bevolkingsgroepe, wat daar ook in die hof verskyn. Maar ons weet natuurlik in die praktyk, deel van hierdie bewind se hele inslag, is om Afrikaners te vervreem van die amptelike staatskultuur. En daar is eintlik vanuit die buiteland 'n soort ek noem dit Afro-Saksies, nê? Daar is 'n Afro-Saksiese, 'n Engelse swart kultuur op ons afgedwing in Suid-Afrika. En die land het eintlik 'n nuwe kultuur gekry in 1994. En ons is as dit ware gekoloniseer vanuit die res van Afrika, wat 'n groot deel daarvan, wat hierdie soort Engels, wat Afrosentriese, Afro-Saksiese taal en kultuur aangeneem het. En dit moes ook op Suid-Afrika afgedwing word. En daarom was die plan om Afrikaners juist te vervreem, sodat hulle juist verdryf sou word uit die land, en natuurlik met plaasmoorde en die huisrowe en al die geweld wat daarmee gepaard gaan. Ek dink was daar 'n doelbewuste strategie aan die kant van die ANC bewind om ons uit die land te verdryf. Ons het gesien daar in 2010 toe die wêreld sokkerbeker in Suid-Afrika plaasgevind het, hierdie vlak van misdaad en geweldsmisdaad skielik wonderbaarlik afgeneem. En net na die toeriste van die sokker wêreldbeker die land verlaat het dit net daar weer drasties gestyg. Met ander woorde, hierdie staat, dis binne sy vermoë om eintlik
geweld teen burgerlikes, plaasmoorde, huisrowe, rooftogte, motorkapings, alles wat daarmee saamhang. Het is tyd. Die privaat sektor, die privaat sekuriteitsmaatskappye kry dit in 'n mate reg, maar die staat het geen belang daarby nie. Hy stel glad nie belang om dit veiliger vir ons te maak nie, want hy wil juis hê dat ons die land moet verlaat en dat ons moet wegvlug. En as ons nou dink verder terug in ons geskiedenis, dan ek het 'n hele paar insiggewende stukke al gelees oor wat die situasie aan die oosgrens was, daar in die 1820s en 1830s. En toe was ons ook eintlik, die voortrekkers was ook eintlik in 'n mate vlugtelinge, want hulle het weggevlug van Britse oorheersing en diskriminasie, taaldiskriminasie, alles wat ons vandag ervaar. En daar was ook verskriklike geweld teen hulle gepleeg, rooftogte, aanvalle, huise is afgebrand, mense se grasdakke is aan die brand gesteek, goedsmoeds. En dit het veroorsaak dat hulle verder die binneland in gevlug het, met hulle waans en met hulle vee en so meer. Met ander woorde, die geskiedenis herhaal homself as het ware. Ons was destyds vlugtelinge, wel van die Franse hugenote wat van Frankryk af hierheen gevlug het in die laat 1600s. Hulle was ook insgelyks vlugtelinge. Hulle is om godsdienstige redes vervolg in Frankryk met die Bartholomeus nag en hulle is massas doodgemaak en vervolg. En so het hulle in Suid-Afrika beland. Dus in 'n mate, ek dink die Afrikaner identiteit is in 'n mate verstrengel met vlugtelingskap, want gedurende ons hele geskiedenis moes ons wegvlug van hierdie groot van die katolicisme, van die katolieke, of andersins van die Britse ryk, wat ons by tye probeer uitwis het. Geheel en al, wat 'n hele geslag van ons kinders vermoor het in hulle kampe. Dus is dit nie eintlik nuut wat tans gebeur nie. Maar ek sou sê, daar is 'n ek het voorheen gepraat van die hartseer element om hierdie mense nou te sien Amerika toe gaan, maar daar's ook vir my 'n soort hoopvolle element hierin, in die sin dat 'n klomp mense gaan ook ontsnap aan die ANC se verdrukking. Baie mense voel hulle wil ontsnap uit Suid-Afrika, want ons word gevange gehou binne 'n bestel wat op alle gebiede teen ons diskrimineer en natuurlik gepaard gaan met ongelooflike wetteloosheid en geweld. En vanweë die politieke kleur wat hierdie migrasie van Afrikaners Amerika toe waaroor dit beskik, dink ek is daar 'n kans dat die Afrikaner identiteit in die FSA gaan oorleef. En mense in die FSA, omdat hulle almal natuurlik ook afstam uit immigrasie, kry jy Italiaanse Amerikaners of Ierse Amerikaners of Britse Amerikaners of wat ook al. En ek dink daar is nou so iets soos 'n Afrikaner-Amerikaner wat nou in wording daar verkeer. En dis interessant dat kom meer en meer Afrikaners wat vroeër al Amerika toe geëmigreer het, maar wat op 'n manier 'n politieke en kulturele betrokkenheid by Suid-Afrika behou. Anders as van die Afrikaners wat van die ander koloniale Engelse lande, soos Australië, Kanada en Nieu-Seeland, en natuurlik die moederland, Verenigde Koninkryk, verhuis het. Hulle gaan eintlik soontoe om Engels te word. Hulle is soos iemand in Suid-Afrika wat sy kind na 'n Engelse skool toe stuur, wat eintlik wil vir Brits of vir Engels of wat ook al. Daar's by hulle geen, hulle identiteit het hulle klaar afgesweer nog voor hy op die vliegtuig klim, Australië toe.
Maar in hierdie geval kom hierdie mense aan en hulle word as Afrikaners verwelkom en die hele Amerika is nou daarvan bewus dat daar Afrikaners in Amerika aangekom het. En dit skep vir ons eintlik 'n groot geleentheid. Ek het dit al voorheen op hierdie kanaal gesê, aanvanklik natuurlik toe ek nog daar in Tsjechië in Praag was, toe Trump hierdie aankondiging gemaak het in Februarie, het ek onmiddellik gesnap dat hier 'n groot ding plaasgevind het. En daarom moet ons vorentoe kyk en ons moet aan maniere dink hoe ons nou, sowel die Afrikaners wat in die diaspora verkeer, in die VSA en elders, en diegene wat hier agterbly en wat nog steeds die stryd plaaslik gaan stry, hoe ons kan saamwerk om uiteindelik hierdie bestel tot 'n val te bring. Want ek dink, dit skemer ook deur dat die VSA nie eintlik, of in elk geval die Trump-administrasie, nie gediend is met hierdie ANC, hierdie korrupte en gewelddadige ANC-bewind wat Suid-Afrika oorheers nie, en wat so vyhandig staan teenoor die VSA en teenoor die Weste in die algemeen. Aan die ander kant is daar ook iets wat 'n mens dikwels vergeet, en dit is dat die Russe ook natuurlik Afrikaners of boere in hulle land verwelkom het, al 'n hele tyd gelede. Maar dit is natuurlik 'n moeiliker situasie, want ek sê wel, ek het selfs 'n bietjie Russies geleer, Gavril Paruski, kan ek daarom sê, en ek kan myself 'n bietjie help hier en daar in Russies, en ek verstaan iets van die grammatika, en ek kan die skrif lees. Dus dit sal nie vir my so moeilik wees om Rusland toe te gaan nie, dit sal 'n bietjie van 'n aanpassing wees, maar vir iemand wat glad geen kennis van die Russiese taal of kultuur het nie, dit gaan vir hom baie moeiliker wees om Rusland toe te gaan as Amerika toe, en natuurlik is Amerika baie meer welvarend as Rusland, want ek dink in Rusland as jy buite die groot stede Moskou en Sint-Petersburg gaan, is dit nie, dis nie heeltemal arm nie, maar dit is ook nou nie 'n fantastiese ryk land soos die VSA nie, waar almal min of meer oor 'n taamlike hoë lewensstandaard beskik nie. Ek het natuurlik een klein video ook gesien op X, waar iemand op 'n neidige of soort haatlike manier het die persoon 'n video geplaas van 'n arm dorp iewers op die platteland in Texas, waar mense oor 'n baie lae inkomste beskik, en hulle bly soort van in karavane, en jy weet, en dit is duidelik dat daar groot armoede daar, en werkloosheid ook daar heers. En die mense is ook, wat daar woon, is ook ouer, ek dink die gemiddelde ouderdom is oor die 60. En dis iets so 97% blankes wat daar bly. En toe sê die persoon op die video nou, dit is die tipe plek, of iemand wat dit getweet het, of geplaas het op X, het gesê, dis die tipe plek waarheen Afrikaner vlugtelinge in Amerika uitgepos gaan word. Wat natuurlik nie waar is nie, maar die een ding in hierdie klein video wat my getref het, is dat hulle gesê het dat daar is, alhoewel daardie, jy kan hulle seker maar amper arm blankes noem in Texas, in daardie dorpie, alhoewel almal, of 'n groot aantal mense in die dorpie betreklik arm is daar blykbaar geen misdaad nie. Daar is in 'n jaar geen enkele misdaad aangemeld nie. Nie 'n diefstal nie, nie rusverstoring nie geweld nie, niks. Met ander woorde, mense wat nou in Suid-Afrika sê dat geweld hier is iets wat aan apartheid toegeskryf kan word, of aan ongelykheid, of aan armoede. Daardie argumente hou geen water nie, want daar is hierdie arm dorpie in Texas wat 100% veilig is, in weerwil van die feit dat ek dink die gemiddelde inkomste per kop per jaar is iets is $19,000, wat seker omtrent 'n kwart van die gemiddeld elders in Amerika is. Maar ek dink ons moet
begin kreatief dink oor hoe ons die toekoms ingaan met alles wat aan die gebeur is en ook natuurlik hierdie vlugtelinge wat Amerika toe gaan en hoe daar vandag eintlik besig is om 'n globale Afrikaner te ontstaan. Ons moet ons identiteit koester en uitleef in hierdie nuwe tydvak en ons moet ook natuurlik sorg dat ons weer 'n rol kan speel in ons eie land, maar met behulp van die Afrikaners in die diaspora en goedgesinde regerings soos die Trump-administrasie in die VSA en Hongarye en 'n paar ander lande in Oos-Europa. Ek dink daar het 'n nuwe tyd aangebreek en dit gaan vorentoe net beter met ons gaan en ten minste gaan mense wat dit nie reg kry om in Suid-Afrika werk te kry of om een of ander inkomste te verkry nie, wat natuurlik baie moeilik is as 'n mens nie onder die sogenaamde aangewese groepe van die ANC se rassistiese wette verkeer nie, dan is dit een uitkoms vir mense om, want ek dink daar is volop werk in die VSA, nie altyd miskien die beroep wat 'n mens sou wou beoefen nie, maar die kere wat ek in die VSA was, het dit my verstom hoeveel advertensies op mense sien op winkelruite en waar ook al wat sê hulle het mense nodig, hulle het werkers nodig en daar's 'n geweldige vraag na werknemers in die VSA en jy weet maand tot maand wanneer die Amerikaanse werkloosheidssyfer gepubliseer word, dan sien 'n mens dat daar word aan mekaar werk geskep in die VSA en daar is regtig 'n behoefte aan mense. En ons mense, syne geletterd en redelik goed opgelei, sal dit maklik vind om, en hulle ken natuurlik Engels, hulle sal dit maklik vind om in Amerika, dink ek, werk te kry. Maar ons moet nie ons langtermyn oogmerk om weer ons land te herower uit die oog verloor nie, die sogenaamde reconquista wat moet plaasvind. En ek dink ons en die mense Afrikaners in die diaspora, ons moet saam staan om dit uiteindelik te bewerkstellig. Wel, as jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag en hou die debat warm en lewendig. Jy kan kommentaar lewer hieronder in die kommentaarafdeling en dan tot volgende keer, dan maak ons weer so. En moet ook nie vergeet om op die kanaal in te teken nie. Totsiens.